Daar sê, ons is tans besig met 'n reeks boodskappe oor hoop en dat hoop 'n naam het en ons maak vanoggend klaar met die reeks, 'n reeks wat ons regtig deur 'n op en af gevat het. Ons het begin deur te sê dat die Here is ons hoop in ons omstandighede en toe het ons gesê die Here is ons hoop in omstandighede wat ons self veroorsaak het en toe het ons laasweek gesê die Here gee vir ons hoop wanneer ons lewe doen op sy manier en vanoggend praat ons oor die feit dat hoop het 'n naam en daar is net een naam en ek het 'n WhatsApp uitgestuur die afgelope week, so 'n prentjie met so 'n sirkeltjie van reënboogkleure en vir die tweede week in 'n ry het iemand gedink ek probeer politieke stellings maak want die vorige week was dit 'n WhatsApp geweest met 'n links en 'n regs pyltjie en ja, die Here het gekom vir alle mense en ons is 'n reënboognasie en ek het nie as prins die een kolletjie blou gemaak want ek skreef vir die blou bulle nie, maar dit het toe nou toevallig so uitgewerk, maar in elk geval, dit gaan daaroor, daar is net een naam. Nou, wie van julle was al en ons gaan nagmaal hou en die nagmaal gaan so in die middel van die preek wees, so, wie van julle was al in die situasie gewees dat jy iemand se naam vergeet het? Nou ek was al in die situasie dat ek daai man se naam vergeet het. En partykeer wens ek kan hom vergeet. Ek spot sommer. Daar's 'n situasie wat nog meer awkward is as dit. En dis is iemand jou naam vergeet en die jou is ek. Wanneer jy op 'n troue is en jy's besig om 'n paartjie te trou en hulle kan nie en hulle wil jou voorstel aan hulle ouers en hulle kan nie onthou wie's die dominee wat hulle trou nie. Dis nogal awkward. En dan kry hulle iets uit soos, ma, dis die dominee wat ons trou. En is nogal moeilik, nee, want mense is veronderstel om, as jy regtig in mense belangstel, en hulle sê hulle naam, veral as dit so algemene name soos myne, as ek sê Johan, dan gaan ten minste 3 mense nou opstaan. Dis nog, so daar is nogal sulke algemene name, maar mens vergeet. En weet jy hoekom vergeet jy? Die rede hoekom jy vergeet, is meeste van die tyd, want baie keer wanneer iemand sy naam vir jou sê, dan is jy in jou kop besig met heeltemal iets anders. Jy sal na iemand toe stap soos hier voor kerk. Ek sal na iemand toe stap en ek sal hom groet en dan sal hulle vir my sê, ek sal sê hallo, ek is Johan en dan sê hulle hallo, ek is, en ek het klaar 'n paar name vergeet. Maar in my kop is ek by Ninnou se preek en dan die nagmaal en die inseëning en ek moet nie dit vergeet nie en ek moet daai knoppie daar druk en jy's so besig in jou kop met ander goed dat jy genuen nie geluister toe hierdie persoon sy naam gesê het nie. En dan veroorsaak dit erns hierdie awkward situasies. Nou, vanoggend wil ons praat oor 'n naam wat ek hoop jy nooit ooit sal vergeet nie. En dat jy nie vanoggend so ingestel sal wees op jou eie dinge dat jy sal vergeet hierdie naam nie. En ek wil vir jou 'n deel lees wat praat oor hierdie een naam, wat jy nie mag vergeet nie. En dit is in Handelinge 4 vers 1 tot 12. Nou dit is op die blaadjie wat jy gekry het by die deure. Ons gaan dit op die skerm sit. Die skerm is vanoggend so bietjie dof. So ek gaan dit lees en jy's welkom om te volg op die blaadjie. Ek lees uit die Nuwe Lewende Vertaling uit. Nou die van julle wat nie die Bybel goed ken nie of wat nie is tot hierdie Jesus en geloof ding, net vinnig vir julle vertel waar pas Handelinge 4 in. Jesus het aarde toe gekom. Hy's gebore uit 'n maagd uit, hy het geleef op aarde, hy het vir mense baie goed geleer, hy het gesterf aan 'n kruis, hy het opgestaan uit die dood, hy het opgevaar hemel toe en nadat hy opgevaar het hemel toe het hy sy gees uitgestort oor 'n klomp mense. 3000 mense kom tot bekering, die kerk is gebore. En na die kerk gebore is hierdie een van die eerste preke wat gepreek is. In Handelinge 4 sê Petrus en Johannes was nog besig om met die mense te praat toe die priesterhoofde, die bevelvoerders van die tempelwag en sommige van die Sadduseërs op hulle afstorm. En hulle, hierdie geloofshelde en geloofsvoorlopers, die manne met die haartjies wat geskeer was in die middel, het op hulle afgestorm en hulle was baie ontsteld geweest omdat Petrus en Johannes die volk geleer het en die opstanding uit die dood in Jesus verkondig het. Tog het baie van die mense wat hulle boodskap gehoor het gelowig geword.
Gevolglik het die getal gelowiges aangegroei tot omtrent 5000. Nou ons weet die eerste keer met die eerste preek het hulle gesê, een preek 3000 mense leer die Here ken. Tweede preek 2000 mense leer die Here ken. Dis nogal nommers. Nou die volgende môre het die priesterhoofde, die leiers, die familiehoofde, die skrifgeleerdes in Jerusalem 'n vergadering gehou. En hulle het gesê ons moet hierdie saak onderdruk. En toe het hulle die 2 apostels voor hulle laat bring en hulle onder druk gesit met die vraag: deur watter krag en in watter naam het julle dit reg gekry? En toe het Petrus vervul met die Heilige Gees vir hulle gesê: leiers, familiehoofde van ons volk, word ons vandag verhoor oor 'n goeie daad, 'n daad aan 'n verlamde man? Wil julle weet hoe hy gesond gemaak is? Ek wil dit duidelik stel aan julle almal en aan die hele volk Israel dat hy gesond gemaak is, hoor mooi, in die naam van Jesus Christus van Nasaret, die Jesus wat julle gekruisig het, maar wat God uit die dood opgewek het. En dan hierdie woorde: daar is geen verlossing by enige iemand anders nie. Daar is geen ander naam op aarde wat mens kan aanroep om verlos te word en om hoop te kry nie. Geen ander naam nie. En dis daai een kolletjie wat ek oor wil praat vanoggend. So vanoggend wil ek voor jou kom staan en wil die Here voor jou kom staan en hy wil vir jou vra: Jesus en jy, wat gaan aan? Waar is julle? Want as daar geen ander naam of ding is waardeur ons gered kan word nie, hoekom plaas ons hoop in soveel ander dinge? Hoekom is dat ons in 'n tyd lewe wat daar nog nooit soveel gelowe en geloofsopsies wat mense aanhang nie? Dis Kabbala en ek weet nie wat se allerlei goeters nie, en die celebrity sê vir jou hierdie ding is die ding om te volg en lees hierdie boek en loop agter hierdie filosofie aan, van boeddhisme tot moslem tot die tot daai, of selfs die feit dat daar geen God is nie. Nou ek is jammer. Jy kan nie vir my sê daar's geen God nie. As ek na 'n blommetjie kyk, of as ek kyk na die wolke in die lug, of as ek kyk na die mooiste vrou op aarde wat die Here vir my gegee het, dan moet daar 'n God wees. Daar moet 'n God wees. As ek 'n babietjie vashou en ek besef wat gebeur het in 9 maande binne 'n vrou se lyf, en hoe die Here hoe daai goed kom nie toevallig by mekaar nie. Daar moet iets of iemand groter wees as ons, en daai iemand, glo ek, is God. En dan sal mense wat hulle hoop en hulle vertroue stel in hulle bankbalans of hulle bateregister, en hulle sê ek is selfafhanklik, ek het niemand anders nodig nie, ek het niks anders nodig nie. Die storms kan kom, die wêreld kan kom, my bankbalans staan, my bateregister is veilig. Ander mense plaas hulle hoop in hulle status, dit wat hulle bereik het. Of hulle plaas hulle hoop in die goeie dade wat hulle doen. Hulle is 'n regte moeder of vader Teresa. Hulle deel uit kos vir die armes 1 keer 'n week in 'n komberse wat townships toe gaan, en dis 'n klomp goed, en so probeer hulle om vir die Here te sê, maar Here, sien raak wat ek doen, en bespreek solank vir my 'n plekkie in die hemel, want Here, elke kombers wat ek gee is 'n ekstra baksteen, en elke gebed wat ek bid, Here, is nog 'n baksteen. En ek het vir jou nuus. Geen van jou prestasies is goed genoeg nie. En ook nie jou donasies aan een of ander charity of welsynsorganisasie nie. Nie as jy dit doen om God se guns te probeer wen of te koop nie. God werk nie so nie. Hy word nie gemanipuleer deur dit wat ek of jy probeer doen vir hom nie. Want sien, hoop vir jou lewe hier en nou, en hoop vir 'n ewige lewe begin by die kruis. Op geen ander plek nie. Dit begin by Jesus. En ek weet nie wat is jou lewensverhaal nie, ek kan jou net myne vertel. En ek het hom al baie vertel. Ek kan net vir jou vertel hoe ek en die Here mekaar vasgeloop het, en ek kan vir jou sê dat ek en hy het al beklei met mekaar. So wat is jou verhaal? En is daar eers in jou lewensverhaal wat jy my kan vertel van 'n dag, 'n tyd, 'n plek, waar jy en Jesus in mekaar vasgeloop het, en waar jy gesê het, waar jy vir hom gesê het, Here, hier is ek. Ek kan nie hierdie ding op my eie doen nie.
Ek kan nie hierdie ding op my eie doen nie. My lewe voel vir my hopeloos. Here, my sonde is te groot. Waar staan jy met die Here vandag? Want Jesus wil jou lewe vat soos hy nou is, waar ook al hy is, of dit in sak en as is, en of dit nie in sak en as is nie. En die Here wil kom en hy wil sê, ek wil vir jou lewe sin gee. Ek wil jou lewe betekenis gee. Ek wil jou lewe hoop gee. Ek wil jou lewe gee wat ewig hou. En soos ek al hoeveel keer gesê het, ons spandeer soveel geld daaraan om jonger te probeer lyk en beter te probeer lyk en jouself op te pomp en af te blaas en in te suig en reguit te trek en koop die duurste roompies net om te probeer om vir ewig te lewe. En ewige lewe is baie eenvoudiger as dit en baie makliker. Dit het alles gekos vir Jesus. Maar al wat dit jou kos is 'n, ekskuus, die kinderkerk is 'n bietjie besig vir. Al wat dit vir jou gaan kos is een gebed. Een keer wat jy sê, Here Jesus, hier is ek. Gee vir my nuwe hoop. Vergewe my sonde. Maak my u kind. Maar ek wil vir jou sê dat wanneer jy daai gebed bid, moet jy dood seker wees van die feit dat dit nie beteken dat jy onmiddellik 'n perfekte lewe gaan hê nie. Jy gaan nie onmiddellik 'n perfekte lewe hê nie. Jou bankbalans gaan nie verdriedubbel nie. Jy gaan nie maandag by die werk kom en jou baas gaan vir jou sê, ek gaan jou salaris verhoog en verdubbel en ek gaan ophou om vir jou 13de cheque te gee, en ek gaan jou 14de en 'n 15de en 'n 16de cheque gee. Net 'n 13de cheque is nie goed genoeg nie. En jou kinders gaan nie skielik nooit weer siek word nie en jou kinders gaan nie ophou tande kry as hulle babietjies is nie en hulle gaan nog steeds in die middel van die nag wakker word en jou wakker maak en dan gaan jy aan jou vrou stamp en sê is jou beurt. Daai goed gaan nie weggaan nie. Maar wat wel gaan verander is jou uitkyk op die lewe en jou uitkyk op jou omstandighede. Jy gaan nie meer die nuus optel en die koerant optel en sê my land is hopeloos nie. Hoopelik gaan jy sê, my land het hoop, want daar is hoop by God. En dis hoe ek na die koerant kyk. Wanneer ek die koerant lees, dan lees ek al die goed en ek bid daarvoor, maar dit steel nie my hoop nie. Want my hoop is in die Here. Wil jy nie 'n lewe hê met 'n doel nie? Wil jy nie 'n ander fondasie in jou lewe sit as wat jy kan bou nie? Jesus vertel dat wanneer ons eie lewens probeer leef, is dit soos iemand wat sy huis bou op sand. En as daar wind kom of reën kom, dan val die huis om, maar as ons huis op hom bou, dan is dit soos 'n rots. En die wind en die reën kan maar kom. En as jy jou lewe vir hom gee, gaan jy 'n diep en onbeskryflike vrede ervaar, ten spyte van jou bankbalans, ten spyte van die feit of die bal hier bespreek is om hierdie week by jou te kom kuier. En die amazing ding, die Here vat jou soos jy is. Net soos jy is, hier vandag nou. Ongeag wat jy die afgelope week gedoen het, afgelope jaar gedoen het, ongeag hoe jou lewe gekom het tot hier, ongeag hoeveel keer jy getroud of geskei is, ongeag hoe jy jou kinders behandel, ongeag of dit vandag jou eerste keer in die kerk is of jou 1000ste keer in die kerk is. Want ek wil net vir jou sê, jy moet weet dat om 'n kerk toe te gaan op 'n Sondag, om Bybel te lees, om te bid, daai goed gaan jou nie in die hemel kry nie. Nie as jy nog nie jou knie gebuig het voor Jesus en hom as jou verlosser aanvaar het nie. Anders is al daai goed net godsdiens. En godsdiens kry niemand in die hemel nie. Niemand kom in die hemel op grond van godsdiens nie. Jesus wil jou nie los soos jy is nie. Hy wil jou vat soos jy is, maar hy wil vir jou nuut maak, hy wil jou oormaak. Hy wil jou lewe anders maak, hy wil jou lewe beter maak en daar is hoop daarin. Onbeskryflike hoop. En daarom sê Romeine 10 vers 13, elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal verlos word. Dis my so ongelooflik, partykeer as jy 'n film kyk en party films is ten minste eerlik daaroor, dat wanneer mense in die diepste moeilikheid is, dan sê hulle hierdie volgende woorde, oh God. En vir party is dit 'n vloekwoord. Maar vir ander is dit 'n uitroep, 'n besef, dat sonder God kan ek nie.
En jy hoef nie te wag tot dan nie. Jy kan dit vandag doen. Jy kan sê daar is net een naam waardeur ek gered kan word, waardeur ek kan hoop kry, waardeur ek vergifnis kan kry, waar ek my lewe se doel kan ontdek, waar ek en God op die regte voet kan kom. Net een naam. In Johannes 14 vers 6 sê, wat is daai naam? Dit is Jesus wat sê, ek is die weg, ek is die waarheid, ek is die lewe. Niemand, hoor mooi, niemand, nie die rykste man op aarde of die armste man op aarde, nie die vrygewigste man op aarde, niemand, nie die mees toegewyde moslim of boeddhis of ateïs, gaan eendag die hemel bereik sonder Jesus nie. En dis die boodskap van hoop. En daarom hou ons nagmaal. Daarom hierdie tekens. In 1 Korintiërs 11 lees ons dat Jesus sê in daai laaste aand wat hy saam met sy disippels bymekaar was, het hy brood gevat. En voor hy die brood gevat het, het hy gesê, kom ons sê vir die Vader dankie vir die skenk van hierdie brood. So kom ons sê dankie, Here, dankie. Dankie vir hierdie gawe. Dankie vir dit wat dit simboliseer. Dankie vir dit waarvan dit 'n teken is. Ons prys U vir hierdie nagmaal. Seën dit in ons liggame. Amen. En nadat hy die Here dankie gesê het, God die Vader daarvoor dankie gesê het, hy het dit gebreek. En hy het gesê, dit is my liggaam, gebreek vir jou. En nadat hulle vir mekaar die brood aangegee het en gebreek het, het hy wyn gevat en hy het dit gegooi en hy het gesê, soos hierdie wyn gegooi word, so sal my bloed gestort word vir julle. En dis waarvan die nagmaal 'n teken is, en jy kan dit gaan lees in 1 Korintiërs 11. So vanoggend nooi ek jou om saam met ons die nagmaal te gebruik. En vir die van julle wat besoekers is, net vinnig verduidelik, almal is welkom om die nagmaal te gebruik. Enige iemand. Jy hoef nie 'n lidmaat of 'n bedieningsnoot van Dynamis te wees nie. Jy hoef nie ergens belydenis af te gelê het of een of ander saak te gedoen het nie. Enige ouderdom, enige mens, want sien die nagmaal is vir mense wat sê Jesus is my verlosser. Hierdie Jesus het vir my aan 'n kruis gesterf. Sy liggaam is gebreek vir my. Sy bloed het gevloei vir my en omdat ons dit bedien aan almal van alle ouderdomme, het al die glasies druiwesap in. Ek wil vra aan die punte van die rye daar agter of in die middel van hierdie halfmaan of kwart maandjies, is julle nagmaal. As jy vandag hier is as die hoof van jou huis, staan op, bedien jou gesin, breek vir hulle die brood, en as jy die brood breek, sê vir jou gesin, jou vrou, jou kinders, sê, Jesus se liggaam is gebreek vir jou. En as jy vir hulle die druiwesap aangee, sê vir hulle, Jesus se bloed gestort vir jou. En dan as jou man jou klaar bedien het, dan bedien jy hom. En as jy alleen hier is vandag, help jouself. Niemand kan oorgeslaan word nie, want almal help hulle self. En terwyl ons hierdie nagmaal bedien, wil ek vir jou vra, praat met die Here. As Jesus nog nie jou verlosser is nie, wil jy nie maar eers voor jy die brood in jou mond sit en voor jy die druiwesap drink, sê Jesus, dankie dat U liggaam gebreek is vir my. Dankie dat U gesterf het aan 'n kruis vir my. Wil jy nie maar jou lewe vir hom gee en vir die eerste keer nagmaal gebruik en dit bedoel nie. Ek nooi jou. Kom ons gebruik saam die nagmaal. Baie dankie. En nou die tweede helfte van die boodskap. Ons het nou uitgesorteer, hopelik, en ek gaan aan die einde van die diens jou weer 'n kans gee, oor waar is jy en Jesus met mekaar. En dis waarvoor ons nagmaal gehou het. Is om te sê, ek en Jesus, ons is so. Maar nou, as ons vir mekaar gesê het, dat daar is net een naam, daar is net een naam, waardeur iemand gered kan word nie, geen ander naam nie. As Handelinge 4 vers 12 waar is, wat van die res van ons mense? Want hierdie woorde geld vir almal. Elke kind wat saam met jou in die skool is. Elke onderwyser wat vir jou klas gee. Elke een wat vir jou werk.
Geskoolde arbeid of ongeskoolde arbeid, elke een wat saam met jou werk, elke vriend, elke vriendin, elke een wat jy ontmoet in die mall of by wie jy verbystap, elke een van wie jy lees in die nuus, ongeag of of jy hou van wat hulle gedoen het of nie, hierdie woorde geld vir almal. Daar is net een naam waardeur iemand gered kan word. So ek wil vir jou vra, kom ons trek die kringetjie klein, in jou gesin, in die mense wat saam met jou 'n huis deel. Is daar iemand wat jy dink nog nie die Here ken nie? Kom ons trek hom so 'n bietjie weier. In jou familie, boeties, sissies, ooms, tannies, 'n pa of 'n ma dalk, by wie jy nie meer bly nie, want jy het nou jou eie gesin. Is daar een van hulle wat nog nie die Here ken nie? By die werk, by die skool, 'n vriend, 'n vriendin. Is dit nie bietjie selfsugtig om Jesus vir jouself te hou nie? Dink jy nie dat dit sal soveel lekkerder wees om hierdie persoon met wie jy 'n familieverhouding deel, of wat jy noem jou beste vriend of vriendin, om eendag saam met hulle in die hemel te kan wees en vir ewig te lewe nie? Ek dink dit is nodig dat ons soveel as moontlik mense saamvat. Ek glo dit met my hele wese, dis hoekom Dynamis bestaan, is om te sê ons moet ons lig so laat skyn dat dit die wêreld verander. So dink aan jou familie, dink aan jou vriende, jou kollegas, jou medeleerders by die skool. Wie van hulle ken nie die Here nie? Maar ons raak so selfgesentreerd oor ons eie geloof. Ons het hierdie houding van ek en die Here is alright met mekaar, so dan's dit alright. En geloof is hierdie privaat saak. Geloof is nie 'n privaat saak nie. Jesus het nie aarde toe gekom en 3 mense by mekaar geroep en gesê, right, geloof is 'n privaat saak, so ek gaan net met hierdie 3 mense praat nie. Jesus het rondgeloop en met duisende mense gepraat, elke dag. Geloof was alles behalwe 'n privaat saak. Toe Jesus aan 'n kruis gesterf het, bo op 'n berg, het hom nie weggesteek nie. Die wêreld kon dit sien en die wêreld weet daarvan en films word daaroor gemaak. Maar ons raak so selfgesentreerd oor ons geloof dat ons begin vra, wat is in dit vir my? As jy by die kerk kom, is die stoele gemaklik genoeg? Is my parkering, is daar plek vir my om te parkeer? Is die afstand tussen die parkering en my stoel nie te ver nie? Is die koffie warm? Is die tee lekker? Is die koekies, is dit goedkoop koekies of duur koekies? Ons begin so geneig raak om te sê, as dit nie lekker is nie, en as die boodskap wat ek hoor nie heeltemal pas by wat ek wou gehoor het vandag nie, dan beweeg ek maar aan. Ons geloof raak so maklik, so selfgesentreerd. Maar die oomblik wanneer jy jou lewe vir die Here gee, is een van die eerste goed wat jy moet besef is, jy het dit gekry sodat jy dit kan deel. Jy kan nie die hoop wat in jou leef vir jouself hou nie. Jy kan nie. Want Jesus het die ewigheid van ander mense in jou hande gesit. Besef jy dit? Ja, die Here het jou die vermoë gegee om jou onderwysers teen die mure uit te dryf. Die Here het jou die vermoë gegee om jou ouers 'n harde tyd te gee. Die Here het jou 'n klomp vermoëns gegee, maar hy het ook ewigheid in jou hande gesit. Besef jy dat jy in baie gevalle hou die sleutels van die ewigheid vas vir die mense om jou? Soos Charmaine so gereeld sê, jy is dalk die enigste Bybel wat iemand ooit sal lees. Besef jy dit? Die Here het jou verander en dan verander hy ander deur jou, dan verander hy die wêreld deur jou. Ander moet agterkom dat daar net een naam is deur wie jy gered kan word, en ek wil jou uitdaag, begin hier nou. Dink aan net een persoon. Kry net in jou kop een naam. Een naam van iemand wat nie die Here ken. Iemand wat jy ken, nou nie sê Barack Obama of een of ander saak nie, iemand wat jy ken. Ek weet nie of Barack Obama die Here ken. Ek wonder, maar ek weet. Maar iemand wat jy ken. Kyk, sien nou daai persoon.
Nou kom ons spring bietjie vorentoe in tyd. Jy leef langer as daai persoon en jy woon daai persoon se begrafnis by. En jy wonder by jouself. Hemel of hel? Jy kan dit bepaal. Jy kan 'n verskil daaraan maak. Maar dit begin hier vandag. So ek wil jou uitdaag, maak gou toe jou oë. Sien daai een persoon voor jou. Man, vrou, vet, maar, wit, swart, sien daai persoon voor jou. En sê in jou hart, in jou gedagtes, die volgende gebed. Here, ek bid dat U my sal wys hoe om hierdie persoon aan U voor te stel. Help my, Here. En ek bid dat U hierdie persoon se hart sal sag maak, sal oopmaak, sodat hy of sy sal begin honger na U, sal soek na U, al weet hulle nie wat dit is wat hulle soek nie, maar dat hulle sal begin soek. Ek bid vir hulle, Here. Hier, nou, vra ek, smeek ek, Here, gebruik my, om hierdie persoon se lewe te verander. Amen. En as jy daai gebed klaar gebid het, dan moet jy begin intentioneel wees. En jy moet begin besef dat jou lewe praat harder as jou woorde. Jy kan nie vir iemand sê, kom ek vertel jou van Jesus, as jy Vrydag aand saam met hom dronk was nie. Jy kan nie. Jy kan eenvoudig nie. En hoor mooi, ek sê nie as jy Vrydag aand saam met hom gedrink het nie. Want ek was gister by 'n bachelors. Tweede keer in 14 jaar. Ek weet nie hoekom dominees nie meer genooi word vir bachelors. Dis my snaakse saak, maar in elk geval. En toe ek gery het, want ek het nie gebly tot die einde nie, was daar baie mense saam met wie ek vanoggend, en hulle is hier, saam met wie ek oor Jesus kan praat. Want hulle het gedrink, maar hulle het nie dronk geword. Jesus het nêrens gesê, jy mag nie drink nie, inteendeel. Hy het net gesê, moenie dronk word. Maar ek en jy moet besef dat die manier wat ek kuier, die manier wat ek praat, die manier wat ek leef, die manier wat ek my besigheid bedryf, die manier wat ek my akademie hanteer by die skool, of ek leer of ek nie leer nie, of ek my beste gee op die sportveld, al daai goed skree. Leef jy vir Jesus of leef jy vir jouself? Al daai goed. En ek en jy moet besef dat die Here bring jou op plekke en hy bring jou tussen mense waar hy van jou verwag om sy lig te skyn. Nie om saam te doen en saam te wees en saam te doen wat in die donker gebeur nie, maar om sy lig te skyn. En dan wanneer iemand jou vra, vertel my, dan moet jy kan vertel. En dis hier waar meeste mense so 'n bietjie vashak. Want hulle voel hulle moet een of ander kursus eers gaan loop, sodat hulle vir mense kan vertel van Jesus. Jy hoef geen kursus te loop nie. Jy kan net vertel hoe jy en Jesus mekaar ontmoet het. Of daar agter op die tafel is so 'n klein boekie, wat sê, ken jou toekoms, en jy hou hom in jou handsak, of in jou beursie, of in jou kar, en dan wanneer jy, of op jou tafel, of vat 'n paar, een in jou kar, een op jou tafel by die werk, en so aan, een in jou skooltas, en as iemand vir jou vra, hoorie, vertel my, dan lees jy, daar's prentjies, baie prentjies, is maklik, dan wys jy vir die persoon hierdie boekie, en vertel vir hulle, want 1 Petrus 3 vers 15 sê, wees altyd gereed, om 'n antwoord te gee aan elkeen van julle, wat van jou verduideliking eis oor wat? Oor die hoop wat in jou lewe. Daar is net een naam wat vir mense kan hoop gee. Besef jy dat die mense om jou, soek hoop? Die nuus gee nie vir hulle hoop nie. Hulle bankbalans gee 90% van die tyd nie vir hulle hoop nie. Hulle huwelik
baie keer nie vir hulle hoop nie. Hulle tieners breek hulle moed. Hulle kinders wat hulle moet grootmaak, gee vir hulle baie vreugde, maar ja, hulle ouers maak hulle moeg. Sien, die kinders dink altyd dis net die ouers wat hulle moeg maak en die ouers dink net dis die kinders wat hulle moeg maak, maar ons maak mekaar moeg. Mense is high maintenance. Maar as jy en Jesus met mekaar op pad loop, dan het jy 'n ander soort hoop. 'n Hoop wat nie gaan oor mense of oor dinge nie. 'n Hoop wat sê, ongeag wat met my gebeur, ek en die Here verstaan mekaar en ek sal vir ewig lewe. En ongeag die moeilikheid waarin ek is, die Here sal my hier deurvat. Maar ek en jy moet besef dat ons kan nie vir mense vertel van die hoop wat in ons leef, as hulle dit nie kan sien nie. As hulle nie wil vra nie. Mense moet wil vra. Hulle moet wil vra. Maar hulle kan dit net doen as hulle die hoop sien in jou lewe. Ek en jy moet Jesus wys. My hande, my voete, my mond, my lyf moet doen wat Jesus sou gedoen het. Wees wie Jesus was. En dan gaan dit van jou verwag om so 'n bietjie bil te wees, so 'n bietjie goens te groei, en 'n kans te vat, en vir iemand te sê, ken jy die Here? En as jy dit reg kry, as daai persoon sê, ja, ek wil leer van die Here, partykeer gaan hy en partykeer gaan hy nie. Maar as hy of sy sê nee, hulle wil nie hoor nie, dan het jy ten minste jou deel gedoen. Maar imagine, daai persoon oor wie jy nou gebid het, stel jouself voor, daar kom 'n dag, en jy en daai persoon sit saam en koffie drink, of sit saam en gesels, of in die middel van 'n werksdag, of 'n dag by die skool, kom hulle na jou toe en hulle sê vir jou, hoorie, as daar moeilikheid is, dan dink jy anders. As dit eksamen is, dan is jy kalm. As dit dan vertel my, hoe kry jy dit reg? En jy vertel hulle van Jesus wat vir jou krag gee en wat jou hoop is. En hulle sê vir jou, maar ek wil dit ook hê. En jy bid saam met hulle. En jy weet, dat van daai dag af, weet jy dat hulle saam met jou in die hemel gaan wees, maar daai dag is daar 'n party in die hemel. Dit staan in die Bybel, dat die engele blydskap het oor een mens. So wil jy nie maar probeer nie. Mag die Here my en jou help om Jesus te vind, en dan as ons hom gevind het, en die hoop gevind het wat daarin lê, om nie daai hoop vir onsself te hou. Amen. Kom ons bid saam. Met al die oë gesluit wil ek vra, is daar iemand hier wat sê, maar ek het nog nie. Ek het nog nie die hoop gevind wat daar in Jesus is. Jesus is nie my verlosser nie. Ek weet Jesus het gesterf aan 'n kruis, maar hy het nie gesterf vir my nie. Ek wil my lewe vir hom gee. As daar so iemand is, wil ek jou nou vra. Ek wil jou nooi. Ek gaan nie vra om vorentoe te kom nie. Ek gaan jou nie eers vra om jou hand op te steek nie. Ek wil jou net vra. Bid hierdie gebed saam met my. Here Jesus, vergewe my sonde. Maak my u kind. Dankie dat ek kan weet u het dit nou gedoen. Mag die res van my lewe 'n offer van dankbaarheid wees vir die feit dat u vir my aan 'n kruis gesterf het. En as jy daai gebed nou gebid het, wil ek vir jou sê, jy en die Here is nou reg met mekaar. Jy is sy kind.
Maar Here, dan wil ek nou kom en ek wil 'n tweede gebed bid en dit is 'n gebed dat ek vra dat U 'n brandende begeerte in hierdie mense se harte sit om nie hulle geloof en hulle hoop wat hulle in U gevind het vir hulle self te hou nie. Here, dat hierdie mense slapelose nagte sal hê oor broers en susters, vriende, familie, kollegas, medeleerders by die skool, 'n baas by die werk wat U nog nie ken nie. Mag hulle slapelose nagte daaroor hê, Here. Mag hulle bid en bid en bid vir daardie mense wat U nie ken nie. En Here, dan wil U 'n geleentheid gee vir hulle om Jesus vir hulle te wys. U 'n geleentheid vir hulle gee om Jesus met hulle te bespreek. En Here, binne U genade, hulle selfs die geleentheid gee om saam met daardie persoon te bid. Here, want daar is net een naam waardeur ons gered kan word. Net een naam waarin daar hoop is, en daarom, Here, in daardie naam bid ek vir die wat siek is. Here, want U sê daar is genesing in U naam. Ek bid in die naam van die Here Jesus vir elke een wat siek is, genees. Vir elkeen wat depressief is, Here, skyn U lig in hulle donker gat wat hulle voel hulle in is. Vir elke besigheid wat sukkel, Here, vra ek, gee nuwe lig, nuwe wysheid, nuwe insig, nuwe planne. Here, vir hoe om daardie besigheid te red en hoe om daardie besigheid vorentoe te vat. Here, vir elke persoon wat sy salaris ontvang en voel hulle kom nie uit nie, Here, wys hulle hoe. Gee planne. Seën hulle, Here. Here, vir elke jong mens wat eksamens skryf op hierdie stadium, help hulle, Here, om te fokus op hulle werk, om hulle gawes en hulle talente te gebruik. Here, en een van die gawes wat hulle het is om hulle boude te kan sit en te kan leer en te kan lees. Mag hulle dit doen met passie en met oorgawe. Mag hulle eksamens skryf, nie vir 'n ouer se beloning wat dalk beloof is nie, of nie vir 'n toelating tot 'n kursus op universiteit nie. Maar Here, mag hulle leer en hulle beste gee, want dit gee U eer. Mag ons lewens U wys. Elke dag. Dit bid ek, Here, in U naam alleen. Amen.